Oh, dit sê ek nou gesing het onder normale omstandighede. Oh, what a beautiful morning. Maar is nie vandag vir my 'n goeie môre nie, dit is net 'n lekker môre. Goeiemôre, good morning, julle sal nou verstaan hoekom. Wel, dis ook nie vir my lekker nie, Pieter, so ek gaan van jou verskil, maar ons hoop julle is reg of gereed vir hierdie oggend, want ons sal julle help om reg te maak vir die res van die dag en sommer ook die week. Maar vandag is 'n baie spesiale episode, want Ras, dit is jou laaste oggend hier by Goeiemôre, good morning. So ek dink vir so ou laas, wil jy nie vir ons sê wat voorlê in vandag se program nie? Ek sal. En Pieter, jou lied in die hart was pragtig vanoggend. Ja, was 'n hartseer lied in die hart daai. Net vir my. Ek het vibrato nodig gehad. My vraag is, waar was die treurige dientjie? Nee, Dit uitkom nog. Ek ken dit nie. Ek dink Hy's dit net kom vrolik. nog. Ons almal het daardie dinge wat op ons eendag lysie is of ons bucketlist of wat ook al. Maar waarom stel ons belangrike doelwitte soms uit? Vandag gesels ons met skrywer, lewensafrigter en motiveringsspreker Michelle Israel oor uitstelgedrag en wat regtig daar agter skuil. Ons praat ook rugby saam met die smaakmaker Wesley van Rugbykaans en Wenzel kuier by ons in die ateljee met sy nuwe enkelsnit Verseker beter. Hoe lekker is daai? Ja. Van hoe om nie uit te stel nie, nou, dit gaan verseker Ja. beter. Dalk nie nou nie, maar dit gaan. Ai Pieter. Ai, jy weet. Nou ja, ek het weer vir julle 'n interessante oggendpraatjie, want wat sal 'n oggend nou sonder ons oggendpraatjies wees? So, in die Chinese stad Guiyang kry pendelaars deesdae veel meer as net 'n rit. Hulle kry sommer 'n hele biblioteek op wiele. 'n Vloot minibussies sonder drywers is nou toegerus met QR-kodes wat passasiers toegang gee tot 'n massiewe digitale skatkis. Meer as 1 miljoen e-boeke, 1,5 miljoen audioboeke en duisende video's, alles heeltemal gratis. Wat dit nog meer indrukwekkend maak, is die gebruik van kunsmatige intelligensie. Die stelsel beveel boeke op grond van jou belangstellings aan en kan selfs vir jou 'n vinnige opsomming gee voordat jy begin lees of luister. Die roete is sowat 20 minute lank en verbind belangrike plekke soos museums, biblioteke en winkelsentrums. Die mobiele biblioteke vorm deel van 'n groter poging om lees meer toeganklik te maak. QR-kodes wat toegang tot die digitale biblioteek gee, word reeds by landelike biblioteke, lughawens en op ander openbare vervoerroetes gebruik. Die doel is eenvoudig, om lees na mense toe te bring, eerder as om te verwag dat mense biblioteke moet besoek. Ek dink dit is 'n oulike inisiatief. Baie. Ek dink tog, wanneer 'n mens dink aan daai tradisionele gevoel, ek was altyd mal daaroor, dit is seker nou geen verrassing nie, om biblioteek toe te gaan en 'n paar Ja. boeke te gaan uitneem, maar ek dink dit is die belangrikste hiervan is om lees te bevorder, jy weet, en dat alle ouderdomme dalk meer moet lees. My grootste probleem met hierdie storie is Ja. die minibusse het nie drywers nie. They obviously those like almost like those Waymo cars that can drive themselves. I do not want to take my eyes off the road. So ek weet nie of ek nou dalk 'n audioboek sal luister nie, maar ek gaan nie in 'n drywerlose motor of 'n minibus sit en okay wees nie, want you must always have your wits about you and I don't want to be distracted by reading. But I do think it's a fantastic idea. Wel, ek het nou die dag nogal gedink, jy weet, 'n mens kry nou deesdae hierdie motors, jy klim bloot agterin. Ja. En dit sal vir my nogal heerlik wees om 'n bietjie te kan slaap, jy weet, so op die pad. So ek sal dit probeer vir daai doeleinde, maar ek hoor ook waar jy vandaan kom. Pieter, sal dit jou motiveer om nou 'n bietjie meer boeke deur te werk? Dit lyk vir my al wat ek nou moet doen is ek moet vir my 'n mooi swart pakkie kry met 'n wit hemp en so 'n mooi hoedjie en dan kan ek vir beide van julle as 'n sjofeur optree. Die een om te lees en die ander een om te slaap, terwyl ek die stokke vir julle vashou en veilig op die pad is. Ja. En hier soms nou, ek dink dit is Ja. 'n baie goeie idee, Pieter. Ek sal dit oorweeg, maar wat gaan ek regkry in 20 minute wat die lees aan betref as my gedagtes ook nog gaan vir waantoe ek gaan, dalk is dit vir 'n meeting of vir dit of vir dat. Ja. So om daai 20 minute af te sluit en regtig konstruktief te kan gebruik. I don't know, maar Ja. goeie idee. En QR-kodes lyk my is die toekoms. Dit lyk my so. Dit lyk Skandeer so. jy die QR-kode wat onder op die skerm is. Dis die ou daar. Ons volgende oggendpraatjie gaan oor
Knowles, are you someone who never misses a gel manicure appointment? If you are, you may soon notice changes at nail salons around the world. From the 15th of August 2026, the UK will be banning cosmetic products that have got TPO in them. That's a chemical which is commonly used in gel nail polish. The European Union has already introduced the same ban. TPO is the ingredient that helps nail polish cure, gel polish specifically, and harden under the UV or LED lamps, creating the long-lasting chip-resistant finish that many people love. Why have they banned this chemical? Well, regulators have classified TPO as a substance that may affect fertility or harm unborn babies. Experts point out that during the curing process, TPO breaks down, and when it's exposed to that UV light, and any remaining traces become trapped inside the hardened polish. Now, the amount that is used in a typical manicure is also far lower than the levels linked to health concerns and lab studies. However, authorities are taking a precautionary approach because gel manicures have become much more common. Many people wear gel polish continuously, while nail technicians may be exposed to these products for 8 to 10 hours a day, several days a week. Ek weet nie. I love a sticky gel, Knowles. I think they're making polishes now that don't have TPO in it. Like a lot of salons, they'll have like a little sign or they'll post about the fact that they don't use this TPO product. But I don't necessarily think that it's going to get people to go and get gel nails less. Yeah. Ja, nee, wat ek wil net gou sê, ek is glad nie in hierdie gesprek nie. Ek ook het nie, idee Pieter. waarvan julle praat. Ek ook nie, Pieter. Ek wil net sê, Elsa en Pieter just left the group. Ons het nie idee waarvan jy praat nie, maar ons glo jou en weet jy wat? As hulle die gel verf net, dan sit jy Sien jy mos sit so hom so met so 'n hande dingetjie. onder die UV-lig, né? Maar daar's nou nog iets wat ook 'n probleem blykbaar gaan word in terme van die UV-lampies en goed wat gebruik word om die gel te cure, is dat mense het nou agtergekom hulle hande lyk oud of ouer as wat hulle is, like hulle hande. And then I saw, apparently the theory is that those UV lamps, that exposure is basically as bad or kind of close to UV sun exposure. So if you do go and get your nails done, apparently it's now time for us to also be putting on sunblock before we put the nails in there. Julle twee is net so Of kan Maar jy dit is, ja, ekskuus, ek wil net byvoeg, die rede hoekom ek dit sê is, ek het nie tyd om my naels te laat doen nie. Dit Ja. is hoekom ek dit nie doen nie. Maar ek dink daar is baie mense wat dit baie ernstig opneem, en ek dink wanneer dit kom by iets soos sonskerm, en om 'n vel te hê wat nie uitlyk nie, ek weet ook Ja. net dat daar baie mense debatteer nogal daaroor ook, want ek het ook al gehoor hulle sê, sommige mense is van mening sonskerm is sleg vir jou, so, ja, maar ek sal dan maar liewer ietsie aansit om my hande te beskerm, ja. alles vir die vel wat dan lank kan hou. Ek reël vir julle 'n lekker naalafspraak. Dankie. Maak vir jou 'n tydjie en Nou het ons 'n chauffeur. ja. Ons Nee, het nou 'n dankie so. Vanoggend is naaltegnikus. julle oggend. Ons Dis het nou vanoggend julle alles. oggend. Dankie. Dankie Pieter. Dankie vir daardie interessante brokkies nuus. Ons het net nog lekker nuus vir jou ook wat die res van die program aanbetref. So moenie weggaan nie. Bly net waar jy is. Ons is nou weer terug hier by jou een en enigste. Goeiemôre. Good morning. Oh, what a business.